Goeiemôre, liewe gemeente, hartlik welkom by hierdie erediens en mag dit vanoggend 'n heerlike ontmoeting met die lewende Here wees. Ons begin hierdie erediens deur saam te lees uit Matteus hoofstuk 5. Daar waar Jesus vir die mense sê, julle is die sout vir die aarde en julle is die lig vir die wêreld. Mag ons in hierdie week wat voorlê sout en lig vir die wêreld wees. Geliefdes, die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis 'n voorreg om vanoggend weer by mekaar te wees en saam te luister na u woord. Here, 'n voorreg om ook te luister na u wet en te vra, Here, hoe wil u hê dat ons moet lewe? Here, 'n voorreg om ons geloof te kan bely. Ons geloof in u as die lewende Here. Here, ook ons geloof wat 'n geskenk is, wat ons nie uit onsself uit het nie, maar wat ons ontvang deur u Gees. Here, wil u hierdie erediens en u woord seën. Here, ons bring in hierdie diens aan u alleen die eer, want u is almagtig en u is genadig. U is ons God en ons aanbid u as ons troue Here, die Here van ons lewe. Here, dankie vir ons saamwees. Dankie vir die gemeente waaraan ons kan behoort. Dankie vir u woord wat elke dag nog die lig op ons pad is. Here, help ons om sout en lig vir die wêreld te wees. Amen. Geliefdes, as ons nadink oor die wet van die Here, is daar so baie dinge wat ons kan sê oor hoe die Here wil hê dat ons moet lewe. En voordat ek vandag vir ons lees uit Jesaja 58, wil ek vra dat jy dink aan al die ontmoetings wat jy in hierdie week wat verby is met mense gehad het. Mense wat die Here deur sy Gees as ware oor jou pad gestuur het. Diegene by wie jy stil gestaan het, maar ook diegene by wie jy dalk verbygegaan het of net verby gekyk het. Wat vra die Here van ons in ons verhoudinge met ons naaste? Jesaja 58 vanaf vers 5. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag? 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy of haar lot oorlaat nie. Mag die Here ons help om dit wat hy van ons vra te doen, om ons naaste lief te hê soos onsself. En as daar dalk 'n geleentheid is wat jy kan onthou waar jy nie jou naaste so lief gehad het nie, spreek Jesaja 58 dit verder vir ons. Die Here wil ons vergewe. Hy sal die lig vir ons laat deurbreek soos die rooi dag. Hy sal jou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal hom hulp roep en hy sal sê, hier is ek. Geliefdes, die Here los ons nooit nie. Die Here gooi jou nooit weg nie. Die Here het jou lief.
en daarom vergewe hy altyd weer. Mag jy ook God se vergifnis elke dag ervaar. Ons bely gewoonlik ook op Sondag ons geloof. Met ons geloofsbelijdenis sê ons vir die wêreld wie die God is in wie ons glo. Ons sê vir die wêreld hoe hierdie God is in wie ons glo. Wat hierdie God vir ons gedoen het. Vandag bely ons ons geloof aan die hand van 1 Korintiërs 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in die boodskap van die kruis. Dit wat ons die laaste paar Sondae oor gepraat het uit 1 Korintiërs 1, die boodskap van die kruis. Die boodskap van die geloof is dat jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het en so word ons gered. Ek glo in die kruis van Christus. Christus wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo dat die kruis van Christus die verlossing en die krag van God is. Deur Christus se dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap. Hy het die goeie boodskap van vrede gebring. Meer nog, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir oggend is 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 16. Ons het nou al vir 3 Sondae oor 1 Korintiërs 1 die woord van die Here verkondig en nou gaan ons 'n entjie verder na die volgende hoofstuk van 1 Korintiërs, hoofstuk 2 vers 1 tot 16. Wat my betref, broers, en ons kan byvoeg susters, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. En dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborgde waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek
alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Tot sover. Geliefdes, maak die evangelie vir jou sin. Ek bedoel hierdie kruisevangelie wat ons die goeie nuus noem, dat Jesus aan 'n kruis gesterf het vir sondaar mense, dat hy sy lewe gee, dat hy wat in die gestalte van God was, mens word en onder ons kom woon. Maak die evangelie vir jou sin. Ons is nog steeds aan hierdie sterflike bestaan onderworpe. Ek myself voel myself dikwels allermins soos 'n geroepe heilige, soos wat Paulus dit beskryf. Ek struikel oor selfliefde en naaste liefde en goeddoen aan ander, en ek kry dit dikwels nie reg om God se liefde uit te leef nie. Dis daarom wonderlik om te weet dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. En ek wil graag vashou aan God se genade. En ek wil graag glo dat ek gered is. Maar hierdie kruisevangelie, die evangelie wat beloof om vir ons die ewige lewe te gee. Hierdie kruisevangelie wat, as ons dit glo, vir ons die weg tot ware oorvloed lewe is. Is dit nie net daardie een stappie te ver nie? Maak dit vir jou sin. Ek vra hierdie vraag, want deur die eeue het mense gesê, die kruisevangelie is dwaasheid, is onsin, noem dit sommer nonsens. Deur die eeue het mense probeer om dit verkeerd te bewys. Het die wyses en die slimmes allerhande ander weë tot nie noodwendig oorvloedige lewe of ewige lewe nie, maar tot selfvervulling en selfhandhawing en ja, oppervlakkige geluk beskryf en voorgeskryf. Selfs in Paulus se tyd was dit dan die spreker wat sy of haar voorskrif of resep vir die ware lewe die beste kon oordra, wat die meeste aanhang geniet het. Het is nogal vreemd hoe die Grieke van daai tyd gereken het dat 'n goeie spreker die waarheid weet het, eerder as die swakker spreker. Maar is dit nie ook maar hoe ons geneig is om vandag nog te dink nie? Die persoon wat met die meeste oortuiging sy of haar boodskap kan oordra, is die meer geloofwaardige ene, sal ons dink. Dit moet mos waar wees, as die persoon sy of haar woord goed doen. Dink maar aan sosiale media vandag. Wie's die mense wat die meeste gevolg word? Die sogenaamde smaakmakers. Wie se resep vir die lewe kry die meeste aanhang? Wat gebruik mense om hulle resep te adverteer en jou so ver te kry om hulle te volg, om hulle resep te volg? Hier kan ons gerus onthou wat 'n rol mag of invloed en ook geld dan natuurlik speel in die uitdra van die boodskap. Sommige maatskappye se sosiale media begroting vir advertensies is miljoene per dag, net om soveel as moontlik mense met hulle boodskap vir die ware lewe te bereik. Wie gebruik jy om jou boodskap by te hoor? Daardie skynbaar suksesvolle, hypertalentvolle persoon, daardie persoon met die borrelende persoonlikheid wat oorloop van vriendelikheid? Ja, ons moet dus nie te vinnig oor die mense van Korinthe oordeel nie.
Ek vermoed selfs dat as Paulus vandag hier op die preekstoel sou wou kom staan en sy boodskap aan ons sou wou oordra, sou die kerkraad gesê het, ons dink nie ons gaan vir jou 'n spreekbeurt gee nie, Paulus. Ja, Paulus was wel slim, geleerd, baie toegewyd. Ons weet dat hy by die voete van die Joodse leermeester Gamaliel gesit en leer het. Ons weet dat hy op 'n jong ouderdom al 'n fariseer meeloper was, wat beteken dat hy die wet van die Here op sy vingerpunte geken het. Maar hy het nie sy woord so goed gedoen nie. Hy was nie 'n goeie prediker of spreker gewees nie. Die mense sê ook vir ons, hy was effens koddig gewees. Kort van gestalte, met bakbene, 'n baie harige gesig, maar met minder hare op die kop. Ek vermoed ook na al sy tekortkominge en ontberinge, sou hy in hierdie stadium van sy lewe waarskynlik al effens krom geloop het. Hy was nie die tipe persoon vir wie jy lank sou wou sit en luister en aan wie se lippe jy sou hang nie. En soos eerste indrukke mos maar is, as jy hom eers gesien het en dan gehoor het, sou jy nie verder geluister het nie. Nee, daai ander spreker, hy die waarheid weet, daai ene wat beter praat, meer geartikuleerd sy woord kan doen. Hoor net die hoë woorde wat ek nou gebruik. Daai spreker se boodskap moet tog beter wees, of dan reg wees. Na hom of haar kan 'n mens eerder luister. Die volgende probleem van die boodskap wat Paulus verkondig, is dat dit oor 'n kruis gaan. Die kruis was vir elke goeie Romeinse burger afgryslik. Dit het dood en verskrikking gebring en vir die Jode vloek en skande. Om te dink dat die boodskap van die kruis, die boodskap van 'n gekruisigde goed is, dat hierdie boodskap van die kruis wat eintlik dood is, dat dit die lewe openbaar, dis tog eintlik wensdenkery. Wie sal dit glo, dat iemand wat aan 'n kruis gesterf het en as 'n veragtelike misdadiger sterf, wie kan dit glo dat hy die Messias is? Niemand sal dit glo nie. Om te dink dat as jy swak is jy sterk. Onmoontlik. Om te dink dat jy moet jou lewe prys gee om dit te vind, is bloot belaglik. Om te dink dat jy jouself van minder belang moet ag en jou medemens bo jouself moet stel, dat dit jou gelukkig sal maak en vir jou die oorvloed lewe sal bring, jy maak seker 'n grap. Ek dink sommer vanoggend weer aan die waskom en die handdoek en Jesus wat by die voete van sy disippels gaan kniel en hulle voete was, slawewerk doen en dan vir sy disippels sê, gaan en doen julle net so. As ek, wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, moet julle, my volgelinge, ook mekaar se voete was. Jesus, u maak seker 'n grap, dink sy disippels. Wie eerste is sal laaste wees en wie laaste is eerste. Jesus, ek sien nie hiervoor kans nie. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en kom dan terug en volg my. Die goeie nuus van die evangelie. Los alles en volg vir my. Nee, Jesus. Maar die disippels, toe Jesus daar langs die see van Galilea stap, hulle by hulle nette sien en sê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak, het hulle alles net daar gelos. Hulle visnette net daar gelos, hulle pa net daar by die skuit gelos, en vir Jesus gevolg. Los alles, en volg my. Ons kom, Jesus, ons kom. Ek wonder, wat het die disippels, wat het hulle oortuig om vir Jesus te volg?
om alles te los, hulle ouers te groet en vir Jesus te volg. Wat het daar in Paulus se lewe gebeur, toe hy daar in Damaskus sit en met blindheid geslaan is en wag op die boodskapper van die Here? Wat het in sy lewe en in sy hart gebeur, dat hy homself oorgee aan die Here? Dat hy sê, Here, nou glo ek. En dat hy later kan preek oor die boodskap van die kruis, die dwaasheid van die evangelie, en sê, dis die wysheid van God. Wat gebeur dat hy sy lewe basies weggee en kan bely, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Wat het in jou lewe gebeur? Want ja, ons ken natuurlik die antwoord. Maar terselfdertyd sal ons wel sê, dis nie so eenvoudig nie. Daar is baie mense wat Jesus gehoor en gesien het en sy wonders selfs gesien het en tog nie geglo het nie. Baie wat geskree het, kruisig hom, wat 'n week van tevore uitgeroep het, Hosanna, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Daar was ook baie wat die stormwind gehoor het, wat die taalwonder op Pinksterdag gehoor het, wat hulle koppe geskit het en gesê het, daardie mense is dronk. So ja, dis glad nie so eenvoudig nie. Daarom, kom ons maak dit baie persoonlik vanoggend. Hoekom glo jy? Hoekom sit jy vanoggend hier in die erediens? Hoekom het jy aanlyn ingeskakel om na hierdie erediens te kyk? Hoekom loof jy die Here met jou lofliedere, met jou sang? Hoekom lees jy elke dag die Bybel? Hoekom bid jy gereeld? Hoekom glo jy in die ewige lewe? Dat daar iets is, anderkant hierdie lewe. Hoekom leef jy jou lewe elke dag anders? Hoekom probeer jy om liefde en vreugde en vrede uit te leef? Hoekom probeer jy om jou naaste lief te hê soos jouself? Hoekom deel jy sop en brood uit aan mense wat honger en dors is? Wat het jou oortuig om jou lewe aan die Here oor te gee, jou hoop op hom te vestig? Hoekom dink jy dat die Here die woorde het wat die lewe gee? Hoekom bely jy saam met die disippels, maar Here, waarheen anders sal ons draai? Want U het die woorde van die lewe. U is die lewe. Ja, want eintlik is die boodskap van die kruis werklik sinneloos. Hierdie boodskap van die kruis maak net sin as ons met geestesoë daarna kyk. En hierdie geestesoë is 'n hoofletter geestesoë. As ons dit reg kry om deur die Gees van God, die Heilige Gees, na die lewe en na die wêreld te kyk. As ons deur die Gees die woord hoor, dan is die radikaliteit van die kruisboodskap vir ons sinvol. Dan bring dit vir ons die lewe. Dan probeer ons dit uitleef in ons lewens en sê ons, dankie Here. Daarom hoor die woord van die Here vanoggend as Paulus skrywe, maar ons het die Gees. Ons het die Gees van God. En omdat ons die Gees van God het, net daarom kan ons stukkies van die waarheid begin begryp. Kan die kruisevangelie vir ons begin sin maak. Kry ons dit reg om te bly glo en vas te hou aan die lewende Here. Hoe dit gebeur dat ons die Gees ontvang? Hoe dit gebeur dat ons hierdie oorgawe aan God kan maak? Dis alles deur die Gees. Dis 'n misterie. En hoekom sommige mense dit nie doen nie? Hoekom sommige mense nie begryp nie? Nie oorgee aan God nie? Dit weet ons ook nie. Maar wat ek wel weet, is dat dit vir elke liewe mens moontlik is. Die Gees van God kan tog nie in formules of kerklike leerstellings of selfs
belydenisskrifte vasgevang word nie. God kan nie ingeperk word nie. Die Gees beweeg waar en soos hy wil. Ons lees ook in die woord dat God die ganse wêreld, die ganse kosmos so lief gehad het dat hy sy seun gegee het, vir elke liewe mens gestuur het. Maar om die Gees van God in ons lewens te beleef, te erken en raak te sien, te ervaar, dis nie uit onsself nie. Daarom is dit ook iets om op trots te wees en te sê, ons het die Gees nie. Dis nie iets om oor te roem nie. Dis 'n voorreg, dis 'n verantwoordelikheid, dis genade. En dan om die Gees toe te laat, om in jou lewe te werk, sodat die boodskap van die kruis vir mense duideliker sal word, ook deur hoe jy lewe, dat hulle ook kan deel kry daaraan. Dis die wonder van genade. Daarom mag ons nooit tevrede wees daarmee om net vir Jesus te ken nie. Nee, ons moet soos 'n leergierige kind altyd nog leer en leer en leer. Leer van die lewe. Leer hoe God wil hê dat ons moet lewe. En dit gaan probeer in die werklike lewe elke dag. Want geliefdes, om 'n Jesus-volgeling te wees, is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n lewenslange leerproses, 'n lewenslange groeiproses, onder leiding van die Heilige Gees, waardeur ons daagliks groei na meer van Jesus in my lewe en minder van myself. Die kruisevangelie wat Paulus beskryf, is lewensveranderend. As jy 'n kind van God is, 'n Jesus-volgeling is, dan sê die skrif, jy het die Heilige Gees. Ons het die Gees. En die Heilige Gees help ons om die kruisevangelie te verstaan, om die dinge van God te verstaan en te begryp, want dit help ons om te dink soos Jesus. Dit is so pragtig hoe die Engelse Bybels vertaal, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Die gedagte slaan eintlik my asem weg. Ons het die Gees as die gedagtes van Jesus Christus. Want dis waarlik die Gees van God. Die Heilige Gees woon in ons en help ons om te dink soos Jesus, om te leef soos Jesus. Mag ons elke dag so oorgegee aan die Gees van God leef, dat die misterie van die kruislewe al hoe meer 'n werklikheid in ons lewens word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het die Gees. Dis 'n waarheid wat ons vanoggend wil erken, wat ons vandag en elke dag wil gaan uitleef. Ons het U Gees, die Heilige Gees. En daarom kan ons dink soos U, Here Jesus, kan ons leef soos U, Here Jesus, kry ons dit reg om sout en lig vir die wêreld te wees. Here, help ons om elke dag leergierig net meer en meer van U te leer. Here, elke dag U woord as ware te verslind, sodat dit deel kan word van ons wese, van ons lewe. Here, sodat ons nie hoef te wonder hoe om te leef of wat om te doen in 'n sekere situasie nie. Maar dat ons dit sal doen. Here, want ons het U gedagtes in ons. Dis U gedagtes wat ons gedagtes vul en wat ons help om tot die eer van U naam te lewe. Dankie, o Heilige Gees, dat U ook kansse sien het om in gewone
mense soos ons u woning te maak. Here, ons sal nooit die grootsheid en die omvang van daardie genade besef nie, dat u in ons woon en deur ons werk. Here, ons stel onsself vanoggend opnuut tot u beskikking. Wil u ons gebruik in u koninkryk, deur u Gees. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 8 tot 15 Februarie 2026. Wat Sondag 8 Februarie 2026 betref, ons erediens om 9:00 word gelei deur Dominee Leon Cronje. Dit is ook die biddag vir opvoeding en onderwys. Daar is kleuterkerk in die konsistorie en daar is kategese. En by die deure is 'n sinodale offer vir kindersorg. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof erediens om 10:00 is digitaal. Wat Dinsdag 10 Februarie betref, die bedieningsraad vergader om 6:00 in die kerksaal onder voorsitterskap van Dominee Shanay Viljoen. Ons vra asseblief u voorbeding vir die vergadering. Woensdag 4 Februarie, die blokbyeenkoms van blok 5, dis Kiewitlaan, vind om 18:00 plaas by Sarel en Marina Venter. Hulle is in Arendstraat 20. Kontak gerus vir Sarel by 084 870 8800. Ook Woensdag is daar 'n kooroefening by die orgel om 16:45. Kontak gerus vir Marida by 082 471 0751 en alle belangstellendes is welkom. Wat Sondag 15 Februarie betref, die erediens om 9:00 sal gelei word deur Dominee Shanay Viljoen. Dit is ook Verheerliking Sondag. Daar is kleuterkerk in die konsistorie, daar is kategese en by die deure is 'n spesiale offer vir die instandhoudingsfonds. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is baie welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 word gelei deur Dominee Shanay Viljoen en die aand tussen 5 en 6 is daar ook 'n alternatiewe erediens in die kerksaal. Kom ons kyk na die bedieninge. Wat die getuienisbediening betref. Die Wolwedans broodboodskap sop en brood projek. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die oorblywende uitreikdatums vir die eerste kwartaal is 11 en 25 Februarie en 11 en 25 Maart. Kom ons kyk na die resep, baie maklik. 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 'n blokkie aftreksel, 'n pakkie sop. En om gaar te maak, roer net eenvoudig 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. Nou kan jy dit skenk in die volgende 2 formate. Eerstens as die droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of tweedens gekook en gevries in 'n 2 liter roomysbak. Die getuienisprojekte het ook behoeftes. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wolmateriaal, gare, borduurgare, linne, gebreekte keramiek of porselein. Hulle gebruik dit vir mosaïekprojekte, inkleurkruite en potlode. Dankie by voorbaat vir die deelname. Kom ons kyk na die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil graag gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak.
Daarom is daar by die deurehouers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, asook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. En indien jy by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Dan kyk ons ook na 'n busfonds. Daar's 'n graad 10 leerder wat dringend 'n saamry-geleentheid na Punt Hoërskool in Mosselbaai benodig. Jy kan ook 'n bydrae maandeliks maak vir die busfonds. Kontak gerus die kerkkantoor of weer vir Corrie Pieters by 082 327 9527 indien jy kan help. Kom ons kyk na die ondersteuningsbediening. Hulle voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames. Dit is God se hart vir die wees en die weerlose en ons as gemeente, dit is ook ons hart vir ons medemens en die gemeenskap. Kontak gerus vir Rihanna Breers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Dan neem ons ook kennis van nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat jy kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Wat lidmaat besoeke betref, Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kerkkantoor is oop maandag, woensdae en vrydag tussen 8:30 en 12:30. Sondag-aande is daar dan nou ook die alternatiewe erediens. Ons sit om 'n tafel en leer God en mekaar beter ken. Dit is om 5:00 in die kerksaal van die NG Kerk Grootbrak. Daar is 'n pastorale narratiewe kursus wat aangebied word deur Caritas Care. So as u wil groei in gees, siel en liggaam en 'n verskil wil maak, kyk gerus na die kontakpersone daar, Janneke de Klerk. Jy kan alles daar lees oor die modules wat in 2 jaar voltooi sal word. Kom ons kyk na FEBA Radio SA. Hierdie week bid ons vir FEBA in Thailand en Kambodja. So ons gebed vir die week is, bid vir vrede tussen Thailand en Kambodja. En ons vra dat FEBA se programme soldate in albei lande sal inspireer om hulle harte vir Christus te gee. Ons kyk na ons webwerf, dis baie maklik, nggrootbrak.co.za, wat die week 8 Februarie 2026 betref. Eerstens die erediensbediening, die skakel na die YouTube erediens van 8 Februarie, deur Dominee Leon Cronje is beskikbaar. Tweedens die getuienisbediening, daar is die weeklikse nuusbrief van Lenet uit Madagaskar, daar is ook sending nuus vanaf Missie Japan. Derdens is daar ook Bybelstudiereekse, byvoorbeeld die Verheerlikingssondag, dis die afsluiting van Epifanie. Februarie se Skep Asem vir vandag is 'n goeie begin vir elke dag. En dan is daar ook die weeklikse stof tot nadenke met die tema Versoeking, die voorbeeld van Christus. Vierdens is daar gemeentenuus. Daar is dan ook spesifiek inligting van die alternatiewe kerkdienste op 8 Februarie. En vyftens die weeklikse afkondigings en lief en leed is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Ons adres is Langstraat 10 Groot Brakrivier en die kantoor se telefoonnommer is 044 620 2205. Ons onthou ons webwerfadres NG Grootbrak en ons dank u vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.